Goeiemôre, Persig gemeente en liewe wonderlike vriende. Vandag het ek net maar net in my gedagtes een ding. Waarom ek? Om te dink dat uit meer as 7 biljoen mense op aarde, dat die Here se roepstem my geraak het, my hart geraak het. Dat sy liefdevolle roepstem na my kant toe gekom het. Dat ek vandag kan sê ek is 'n gelowige. Ja, vir baie mense is dit absurd om te glo dat iemand oor die 2000 jaar terug 3 dae dood in 'n graf was en weer opgestaan het, maar vir ons wat glo en wat weet dat die Heilige Gees daardie liefde van die Here in ons harte uitgestort het, ons verstaan. Dit is die God van hemel en aarde wat aan daai kruis gesterf het. Omdat ons nie kon betaal het vir ons eie sonde nie. Ek weet ons het 'n liedjie gesing toe ek jonger was, 'n Engelse liedjie. He paid the debt he did not owe. I owed a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Ek is so opgewonde vanmôre as ek daaraan dink. Nie dat ek so oulik is nie, maar dat hy so wonderlik is. Dit laat my dink vanmôre aan 'n vers, Matteus 11, vers 28. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Dit laat my dink aan 'n ou verhaaltjie wat ek jare terug gehoor het, en hier het seker al almal gehoor. Ons het gehoor van hierdie slawevrou wat so verniel was deur haar eienaar, daar baie jare terug. Hy het haar met die sweep geslaan, haar rug was altyd stikkend geslaan, en sy moes al haar harde werk doen, en swaar goed optel. En toe hy nou sien dat hierdie vrou kan omtrent nie meer beweeg nie, toe besluit hy nie, hy sal met 'n ander een kry, hy gaan hierdie een verkoop, en daardie tyd het hulle nog slawe verkoop en gekoop op die markplein. En hy het so toe gegaan met haar, en hy het met sy ou sweep in sy hand haar so half aangejaag so toe. En dan het hulle haar so op 'n verhoogie gesit, en dan al die ou manne wat moontlike slaffe nodig het, van die ander boere, van die ander plase, sou dan op haar, en dan so word sy verkoop aan die een met die hoogste bod. En daar was 'n ander man wat eintlik nog wreder was as hierdie eienaar van haar, en hy het begin met 'n belaglike syfertjie genoem, en hy het gesê, ek sal R50 gee. En sommer klaar vorentoe gestap en gedink, niemand sal ooit meer gee nie. En in die hoek daar eenkant het 'n man gestaan, 'n stil man. En hy het net sy vingers so opgelig en gesê, R1000. En hierdie man, hierdie ander een wat wou koop, het hom so vererg. En hy het sommer net terwille van almal wat vir hom kyk, het hy gesê, 2000. En die stil man, almal se oë was op hom, en die stil man het gesê, 1 miljoen. En almal het verbaas rondgekyk en rondgeskarrel, maar niemand kon so iets betaal, behalwe daai man sekerlik nie. En hierdie slavin is toe verkoop aan hierdie man. Hy het die meeste geoffer vir haar. En hy het toe sy briefie gekry, dat hy nou die eienaar is van hierdie slavin, met sy naam op, haar naam op, en sy behoort aan hom, en sy sal onderdanig wees aan hom, so 'n regte, mooi, wettige brief, wat bewys dat hy eiendomsreg het op haar. En hierdie man, in plaas van om haar nader te roep en vir haar sê, kom, jy behoort nou aan my, het hy omgedraai en weggestap. Hierdie meisie kon nie verstaan nie, en sy het toe nou maar agter hom aangeloop. En hy bly net loop, en hy kyk nie eens om nie. En sy hardloop 'n bietjie vinniger om by hom uit te kom, sê, meneer, jy weet, dit is wonderlik dat jy so baie vir my betaal het. Maar meneer, ek bly 'n slavin,
My lewe kan nie verander nie. Eers was ek daardie man se slaaf, nou is ek jou slaaf. Ek sal maar altyd 'n slavin bly. Hierdie man draai om en hy kyk haar so in haar oë en hy vat daardie brief, daardie bewys en hy skeer hom voor haar stukkend. En hy sê vir haar: "Dogter, jy's vry." Volgende oomblik draai hy om en hy stap verder. Sy kon dit nie glo nie. Sy kon nie verstaan nie. En hy loop en hy is naderhand ver van haar af. En toe sy nou diep gedink het, wat het hierdie man gedoen? Hy het haar gekoop en haar vrygespreek. So sy's vry om te gaan waar sy wil, om te doen wat sy wil. Het sy met trane in haar oë begin hardloop agter hom aan. En sy het hom weer ingehaal en vir hom gesê: "Meneer, ek wil net vir u sê baie dankie." Sy het gekniel en vir hom gesê: "Ek wil vir u sê dankie, niemand kon dit nog ooit vir my gedoen het nie. Dankie dat u my vrygemaak het. Dankie dat u vir my betaal het." En toe sê sy iets wat ek glo dat elke Christen behoort te sê wanneer ons aan Jesus dink. Ek wil kies om u te volg uit dankbaarheid. Ek wil kies om u slaaf te wees uit dankbaarheid vir wat u vir my gedoen het. En daarom wil ek die res van my lewe u slavin wees en alles doen wat u vir my vra om te doen. En daarom kan ons vandag ook 'n kykie kry in die genade van ons God, wat hy vir ons gedoen het. Is dit hoe ons voel oor Jesus se bloed? Hy het ons vrygemaak van straf en van sonde. Hy het vir ons betaal. Is dit nie rede om hom te dien nie? Nie uit dwang nie, maar uit dankbaarheid. Dan kom die vraag by my op wat ek vanmôre mee wakker geword het. Waarom ek, Here? Waarom ek? Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre kniel voor u, Here, en vir u dankie sê vir dit wat u vir ons elkeen gedoen het. Dat u ons vrygekoop het, Here, dat ons deur u bloed gewas is en dat u Gees in ons woon. Ons het so baie om voor dankbaar te wees en u genade is vir ons totaal onbeskryflik. Want 'n mens kan dit nie heeltemal uitpleis nie. Dis bokant ons verstand. Dis soos die vrede wat u gee, wat bokant ons verstand is. Here, wil ek vandag namens elke gelowige mens op hierdie aarde dankie sê. Dankie. En mag ons lewens dit wys dat ons dankbaar is vir wat u vir ons gedoen het aan die kruis. In Jesus naam. Amen.